Kom ons gesels met Wikus. Jy het vir my gesê, dis die eerste keer wat jy aan hierdie kompetisie deelgeneem het. Ja, Het laas jaar schon gemis. ons het laas jaar son gemis, nie vreeslik veel gehengel laas jaar in die kompetisie nie, en hierdie jaar het ek gesê, dis 'n goal vir my, so graag 'n bietjie kompetisies deelneem, en ons het eers aan die begin van die jaar die Somer Bonanza deelgeneem, en nou die Big Fish hierdie jaar. Wat maak Big Fish uniek? Hoekom het julle besluit om die Big Fish te hengel? So, was baie goed wat die Big Fish uniek maak, maar die lekker ding is dat jy kan of op die kant hengel, bank angling, of jy kan op die boot gaan hengel. So jy kan reg rondom die dam. Hierdie jaar was dit by Rode Koppies, laas jaar was dit by Harties. So jy kan reg rondom die dam hengel. Jy kan voor die tyd gaan kies jou spots wat jy wil gaan hengel. En dan kan jy inskryf vir dit. Ek dink dit was R5,500 per span, en dan neem jy lekker deel aan die kompetisie. Is daar net 'n bietjie gevyslanery oor plekke en sulke tipe goeders nie? Tot dusver wat ons weet was dit glad nie so ietsie nie, en dit was 'n baie lekker kompetisie. Ari het ook voor die tyd gesê, praat met 'n mense wat langs aan jou sit, maak seker jy weet waar wie hengel, en dit het regtig glad verloop. Hoe werk die kompetisie in terme van wat moet jy doen om te wen? So dis die grootste sak, grootste 3 vis, Drie karpe. 3 karpe, en dan die swaarste sak, dan wen jy R50,000, tweede swaarste sak R30,000, en dan die derde swaarste sak R20,000. So 100,000 in totaal. 100,000 totaal, en dan is daar nog baie ander pryse vir die eerste top 20 spanne. Nou, julle het weggestap met die R50,000. Ja. Wat moes julle vang om dit te doen? Ons het aan die begin het baie ons bespreek van 54, 55 kilos vir 3 vis, en ek en my meisiepa het gedink, dit is malligheid om sulke sak te vang. En ons het toe die kompetisie gewen met 'n 56,7 kg sak. Wat het julle voor die tyd gedink het julle nodig om te wen? Wat het julle gesê? Ek het op 'n stadium met Ari van Fish gepraat dat ons, ek dink 45, 46 kilos, toe sê hy nee, is meer na, hy dink 50, 51 kilos. Ons almal was baie verkeerd. 56 kg vir net 3 visse. So help ons gou, die kleinste ene van daai 3 was hoeveel? 18,075. 18. Ja. 18,075. Dan het jy 'n 375. 18,3 en 'n 20. Ja, 20,275. Was dit ook die grootste vis vir die toernooi? Nee, die grootste vis vir die toernooi was 'n 20,75. Okay, so jy het die grootste 3 gehad. Ja. Okay. Maar dis groot. 56 kg in enige terme vir 3 vis is baie groot. Die hoeveelheid vis en groot vis wat daar uitgekom het, ek dink daar 3 20's uitgekom, 2 19's en 3 18's. En dan baie 16's en 17's. So die kwaliteit vis wat nou by Rode Koppies uitkom is regtig baie goed. Dis significant. Ja. Nou, jy sê jy kan self besluit waar jy gaan. So jy moet nou uit die aard van die saak van lankal al weet waar jy heen gaan, en jou besprekings gedoen het en al daai tipe goed. Ja. Wat gaan alles in, dis nou uit die aard van die saak 'n ander tipe kompetisie. So die voorbereiding is dalk 'n bietjie anders. Ja. So hoe het julle voorberei vir hierdie kompetisie? So ek het 'n fish stick chart vir my gekoop, en op die fish stick chart is al die moontlike strukture in Rode Koppies is daarop. So die ooste kant en aan die weste kant is daarop. So dit help mens baie om van die huis af, van begin jy te sit, jy dink aan wat se spots, jy kyk waar's klippe, waar's struktuur, waar's enigiets. En ek het met dit begin, en toe het ek vir hom Eddie van Soedoring gebel, hoor, okay, wat se stands is nog oop by hom, en ek besluit ek gaan naby stand 20 tot 24 sit. En toe gaan kyk ek, die naweek voor die tyd, toe gaan kyk ek, okay, maar wat is daar? En toe aan die oorkant, toe sal 'n hele groot klip en 'n snotterbelle bank, en toe het ek op dit besluit. So dis my voorbereiding wat ons gedoen het. En in terme van wat jy saamvat, so voor die tyd het jy nou gegaan en jy het al jou huiswerk gaan. Ja. Okay. Hoe het jy besluit waarmee gaan jy water toe? Ek het maar baie video's gekyk, van Korda video's en allerlei video's gekyk op wat se moontlike aase werk, en op Facebook gekyk wat die ouens die laaste ruk mee vang. En ek weet pink in die winter is altyd 'n wenner. So ek het 'n Mulberry van Fish pop-up gevat, en Top Tigers gevat, Coco Pie en Mulberry Tigers van hulle, en seker gemaak genoeg voer. Hulle het 'n voer wat se naam Cook Like Asse, so toe het ek dit gevat. Ek dink ons het 4 of 5 sakke gevat, so
ja, dit was maar wat ons saamgevat het. Tackle gewys, hoe berei jy voor met tackle en hoeveel stokke mag jy hengel? Wat sê die reëls? So die reëls is jy mag 4 stokke hengel tussen 3 of 4 hengelaars. Die tackle wat ons saamgevat het, ek het 'n baie groot boks, maar ek hengel met die minimum eintlik daarvan. Maar ek hou baie van Ronnie Rigs, so ek het maar vir my 'n paar Ronnie Rigs gemaak met Monster Kaapse size 4 White Cape hoeke. So ja, dis maar wat ons gebruik het. Maar stokke en so, en watter afstande het julle voorberei en So, wat het julle gehengel, breed, mono, sulke tipe? Ek het met breed gehengel, so ek het die my Cora Kaizen Green rods gekoop, ruk terug toe hulle uitgekom het. En ek het nog die ou Shimano LC katrolle en ek het vir my winch breed 25 pond breide opgelaai. En ek dink 950 meter op. En tot waar ons gehengel het aan die oorkantste bank was 480 meter. Dis 'n entjie. Dis 'n entjie om te hengel, ja. So elke keer jy lyn met inswem met jy nie nog ons weet. Ons het daarom 'n rubber dag gehad. So daarom gehelp. Met die voorbereiding het julle van die begin af besluit julle gaan op daai tipe afstand hengel. So al jou voorbereiding was klaar gedoen om daardie tipe afstande te hengel. Ja. So ek weet by rode koppies hengel mense ver afstande. So ek weet aan die oorkantste bank was min geraas. Daar's nie 'n oort aan daai kant nie, so ek het van die begin af besluit ek gaan dit teiken aan die oorkant en die naweek voor die tyd het ek gaan besluit ek het 'n stok kort gedrop, maar niks het gebeur nie en al die stokke wat aan die oorkant het gehardloop toe. En in daai selfe naweek het Ari ook kom kyk hoe lyk die plek en alles. En toe het hy my ook 'n paar triks gegee om aan die oorkant te gaan hengel. So Okay. So ja, daarom gaan. En toe jy nou, so dit was jou som totaal van jou voorbereiding Ja. gewees. Van die oomblik toe jy daar aankom, toe jy nou begin opstel en so aan, was daar ooit 'n stadium waar jy gewonder het of getwyfel het oor dit wat jy die vorige naweek gedoen het, nou nog dieselfde gaan wees? Is daar iets wat verander het wat vir jou gesê het, ek is nie meer so seker daarvan nie. Het jy deur daai proses gegaan of nie? Daar het niks vir my regtig verander nie, maar ek het geweet dat dis nie altyd dat elke naweek dieselfde gaan werk nie, maar ek het geweet as ek by dit stiek wat ek laas naweek gedoen het, behoort ek vis te kry, want ek het mooi vis gevang die vorige naweek. En ek het toe besluit ons gaan net nog 'n bietjie verder ook regs hengel. Meerderheid van die vis het op die regte kant se stok uitgekom, so ja, daarom gehelp. Nou, in terme van jou setup, hoe lank tyd het jy vandat jy daar mag aankom, wanneer begin jy hengel, hoe werk daai tipe goed? So jy mag die donderdag aand al aangekom het, oralste rondom die dam kamp opstaan, mag niks gehengel of gevoer het of enige merkers in die water nie. En dan mag jy op die water gegaan het of nee, jy mag nie gaan spots kyk het of enige. Ek kon seker, maar dit was eintlik maar dit getraai dat dit nie gebeur nie. En as er enige merkers in was, dan kon jy dit afgevat het. En dan die Vrydagoggend het hulle die opening ceremonie gehad by Potto, aan naby Rode Koppies. Ek dink dit het 8uur, 9uur begin. En toe kan jy nou teruggegaan het na die seremonie na jou stands toe en dan 12uur het die kompetisie begin. Okay. So dan het genoeg tyd gegee vir al die manne op die boot om uit te gaan, hulle spots te kry. Ja. As ons nou terugkom, gaan ons 'n bietjie detail gesels, maar ek wil net, daar's nog genoeg tyd om vir jou om te sê, wat was die eerste dinge gewees wat jy gedoen het, daai eerste halfuur van 12uur af, van 12uur tot 12:30, wat is jou aksies gewees? Ons het gelukkig voor die tyd ek al die reeks reg gekry, pop-ups, tigers, alles geriek. So in daai eerste stuk het ek gaan kyk vir spots, gaan kyk waar is die harde en die sagte spots, naby snotterbelle en toe ons die eerste halfuur het ons al die stokke uitgevat en ek dink dit so uur 45 minute gevat om dit alles reg te kry. So dis maar wat ons gedoen het dan. Okay, so binne uur, amper 2 ure het jy gesettel en reg. Ja. Dis tyd vir vleisbraai. Dis tyd vir vleisbraai. Wat moet ek doen om 20 kg visse te vang in 'n Rode Koppies? Ek weet selfs hoe om. Jy het dit reg gekry. Praat bietjie met ons deur daai kompetisie. So jy het nou vir ons vertel in die eerste 45 of uur en 45 het jy gaan lyne dra op en sulke goed. Wat gebeur toe? Ons het ek het al die spot wat ons gehengel het is aan die oorkant reg teenoor snotterbelle. En ek het daar gaan soek tussen harde en sagte grond
En toe het ek net aan die harde grond gedrop. Ons het verskillende aase gehengel. Hoekom het jy gedrop in die harde grond en nie in bietjie sagter silt waar die visse dalk kan lei nie? Hoekom het jy besluit op harde grond? Ek het my altyd klomp video's gekyk, weet ek die mense hou van die harde grond en hengel daarop, en ek het met Arie gepraat en by daai sekere stuk is al 'n mosselbank. So hulle hou daarvan om op die mosselbank te hengel, die visse te wy, en so toe het ek besluit ek gaan op die harde gedeelte, want aan die onderkant van die snotterbelle is dit 'n hele modderstuk, en so net buitekant, en ek weet baie van my vriende ook, hulle kies ook altyd om waar die sag en die hard bymekaar kom, en drop jy hom net in die harde gedeelte. Net by daai transition? Ja, net by die transition. Okay. Want dis nou waar die mossels begin, want die mossels wy ook mos op die in die modder. Ja. So hulle kom nou seker uit dan. Ja. So dan het jy nou daai hele bank en dis nou waar die karpe kom nie. Dis Is maar ongelooflik hoe 'n karp 'n mossel kan stukkend byt. Ja, nee. Het jy dit al gesien? Ek het dit nog nie self gesien, maar ek kan net dink. Jy al gesien hoe lyk 'n karp se tande? Nee, ja, ek het nog nooit tande gesien. Ja, ons moet dit eintlik op 'n stadium wys. Hy het sulke, dit lyk regtig soos mulder, so sulke tande, dit in sy keel. En dis in daai spier wat so kwaai druk. So daar's 3 sulke plate, 2 wat so sit en 1 wat so aan die onderkant sit. Hy sluk hy gaan mossel in, dan druk hy hom, crush hy hom in daai plate, so dan spoeg hy net die dop uit. Jy kan nie glo hoe crush hy daai ding. 'n Krap ook. Hy eet 'n groot karp, sy krap in, en dan crush hy hom en dan sien jy net dop. Ja, ongelooflik. Ja, en dis hoekom hulle daar is. Ja. Okay, toe gaan drop jy op die harde grond. Ja. Toe. So ons het verskillende aase gehengel. Ons het die van Fish se Mulberry 14 mil pop-up, so lekker pink pop-up. Dis hierdie enetjie wat jy hier het. Ja, net 'n bietjie kyk. Ons het dit gehengel, en dis maar wat meer. Jy ryk gou. Ryk julle. Dis baie lekker. So dis maar wat meerderheid van die visse vang het. Dan het ons ook Fish se Cobra Point Tigers, Mulberry Tigers. Maar hierdie pink pop-up het maar die werk gedoen. En dan het ons lekker vis as hulle kom eet. En die voer was maar baie basic. Hulle het kom ons kom uit gou terug na hierdie. En hierdie ouetjie Engelion single. Ja, net 'n single vir wat se riek? 'n Ronnie riek. Okay, vertel 'n bietjie vir ons kykers, almal is nie spesiehengelaars nie. Hoe lyk 'n Ronnie riek? So 'n Ronnie riek is 'n hoek, het hy 'n stopper op, 'n micro swivel, 'n spinner swivel aan. Dan het hy of jy kan 'n kieker gebruik of net heatshrinkies wat oor die seker maak dat die hoek en die spinner swivel nie van mekaar afkom nie. En dan net 'n stuk vloer wat ons gebruik gewoonlik die Korda Boom, 35 pond. En dit word dan ingekrimp links en regs en dit word maar net met 'n tailrubber oorgedruk. Okay, so wat die effek van die Ronnie riek dan wat jy sê is die feit dat hy kan rondswivel, hy kan draai. En hy staan net met die ander swivel net op die net op die grond. So hy staan net so 'n stuk bo die grond met die pop-up. Ja, hoe lank maak jy daai gedeelte? So ek hengel hom net so. So is net die hoek wat opstaan. Net die hoek. So jy sit hom niks tussen die hoek en die swivel. Jy sit hom direk op die swivel. So dis net die hou van die chordy riek. Ja, daar's net so 'n stukkie ek hengel hom net so met die hoek. Okay, so net op die hoek, so die hoek staan op, daai ouetjie tel die hoek op en jy gebruik aan die nommer 4 White Cape X hoek van Monster Carp. Van Monster Carp. So dan staan hy lekker regop en dan maak nie saak hoe die vis suig nie, hy sal draai. Ja, hy draai dan elke keer. En die lekker ding van die boom is elke keer as kom ons sê as 'n vis hom optel en hy suig hom miskien diep genoeg in nie, dan reset hy weer. So dan elke keer is hy presentable met die vis. Ja, want dan nou omdat dit nou fluorocarbon is, dit 'n stiff reef tipe ding en as hy hom nou uitspoeg, hy gaan lê nie snaaks nie. Hy maak hom weer reg. En dan omdat die hoek nou swivel en draai weer, dan die boom skop hom uit en dan staan hy weer. Dan sy weer gereed. So maak al wanneer hy nie reg is nie, wanneer hy nie 'n vis kan vang nie, as hy klaar 'n vis het. Okay, dan solank ek het net daai mechanics verstaan. Okay, en toe? So ons het 'n klomp verskillende rieks gehengel en dan die voer was baie basic. Fish het 'n voerset hierso wat hulle noem cook like as. Dit kom droë voer en kook jy daar by die water op 'n gasbottel en 'n pot.
En ons het net een skepie so min voer as moontlik op elke riek gegooi en dan partykeer is so 'n halwe skepie wat ons net strooi reg rondom. Okay, ons hom gou wys. Wys gou daar vir die kamera die So dis baie basic, is wit mielies, lekker baie buckwheat, baie goed is en dan tigers ook. En dan, wat is hierdie storie? Dan kom hy saam met ek weet selfs nie, se staatsgeheim. Maar as jy nou besig is om die voer te kook, dan as dit nou lekker borrel en klaar gekook het so 40 minute, dan gooi jy dit nou binne in en dan kook dit alles nou saam. Dis 'n regtig soet geur. En as jy alles saam, as jy dit in die water gooi, maak hy 'n lekker wit wolk. Ek dink dis nou as jy hom in daai goed gekook het, dan maak hy nou dan daai wit wolk wat hy afgemaak het. Okay. Goed, so dit was nou al jou voorbereiding. Een ding wat ek nie gevra het nie, jy sê jy het 'n harde, jy het naby die kant, naby die snotterbelle die grens gaan soek tussen die modder en die harde grond. En watter diepte water? So ons het, dit was regtig, ek het gedink dit gaan baie moeilike omstandighede wees, want die lugdruk was enigiets van 1029 na 1034. Dis baie hoë lugdruk. En so ons het in baie vlak water gaan hengel, 1.9 tot 2.2 meter water. Niks dis baie spesifiek. Dis net 'n 300 gap wat jy daar sou moet. 1.9 tot 2.3, dis 400, Dis waar ons die visse opgetel het. So ek het aan die begin het ek bietjie rondgespeel met om hulle bietjie verder weg van die snodderbelle af te drop en die verder stokke by 2.5, 2.6 meter waar ek niks opgetel nie, maar nader ek gekom het en vlakker het ek al meer en meer vis opgetel. Vertel vir ons van die eerste groot vis wat jy opgetel. Die eerste vis wat ons gevang het was 'n 12.6. Dit was so 2 ure na die kompetisie begin het. En toe was dit stil by ons. Al die ander mense het vis gevang. En in die oggendure, meerderheid van ons buite het in die oggendure gekom. En Saterdagoggend, ek dink 2 uur. Toe vang ek my PB van 18.375 en hierso by 5 uur rond toe vang ons so 13.8. En toe begin dit mistig raak die oggend en toe was dit weer stil. Kom ons gaan gou terug na die PB. Ja. Het jy die PB treatment gekry? Ja, nee, ek het hom mooi gekry. Ons het wie het jou gegooi? My meisie se pa, oom Eddie. So Eddie, well done. Kyk, hierdie man kan nie sommer net daai girl vat as hy nie kan die water vat nie net. Ja, hy het my lekker, ons het gewag dat die sonnetjie, ons het seker tot so 9 uur gewag, toe was nog steeds koud. Ag nee, come on, ek dog hoe laat het jy die vis opgetel? 3 uur die oggend. Ja, hy het daarom bietjie grasie. Die volgende keer as die PB 3 uur die oggend is, ek gooi hom 3 uur na. So ja, was die water koud? Dit was baie koud. Ek het wat het jy gesê? Ek het niks gesê nie, dit was net ek het net so. So dit was baie koud, maar ook baie lekker. So dis 'n lekker tradisie om te hê met die spesie hengel om te werk vir 'n PB en dan om nat gegooi te word. Dis net baie. Dis bietjie special. Ja, dis special. Jy val uit pyn. Ja, nee. Goed. Toe julle met die 18 en die 13 en 12 wat julle gehad het, waar lê julle toe as 'n span? Toe ons tweede, derde en toe die hele dag toe vang ons niks nie. Dit was doodstil by ons. Ander spanne vir die hele kompetisie 30-40 visse gevang vir die hele kompetisie. So en wat lekker is, dit was op 'n ProCarp app wat Eugene hulle ontwerp het. So elke keer dan sien jy vis en dan kan jy update en sien okay, daar val jy nou in die skoolbord. So dis nogal is dit 'n bietjie disheartening as jy so sien as ons tweede. Oeps, nou is ons derde. Oeps, nou is ons vyfde. Dit is nogal maar dit help jy ten minste om heeltyd te weet waar jy lê, waarvoor om te werk. Jy kan nie aldag kies wat se vis jy kry nie, maar jy weet daarom wat moet jy vang om voor te loop op 'n plek of twee te upgrade. Jy moet weet wat moet jy upgrade. Ja. Goed, vertel ons van jou eerste upgrade. Toe van daar af toe die laatmiddag toe kry ons weer 2 runs. Maar ons het beide verloor binne die snotterbelle in. Ons kon nie vinnig genoeg gedraai kry nie. En was dit groot vis? Ons weet nie, maar dit behoort mooi vis te gewees het, veral nou met wat by rode koppies uitkom. So mens sal nooit weet nie. Maar dit het so 'n bietjie moed gebreek. En as jy terugkom daar en jy die tweede groot vis verloor in die snotterbelle en jy kom terug, wat sê jy en jou pa en jou skoonpa aanstaandes kom daar vir mekaar? My meisie se pa, my pa was toe nog nie daar nie, hy het Sondagoggend gekom.
Maar my meisie se pa op 'n stadium toe gaan sit ek daar by die vuur en ek was net doodstil. En hy het my aanhou aanmoedig en sê is fyn, die visse sal kom. En net na 12 toe kom die groot vis, toe het ons 18, net so oor die 18 gevang. En toe is ons weer in die rand. Toe loop ons voor met 100 gram. Dink ons was toe op 50.1 kilos. Dis toe met 'n 18 en 'n 18 en 'n nog iets. En 'n 13.8. 13, ja, okay. En toe gaan drop weer die stok en so 2:30. Ons het net weer begin terugkom in die bed en toe hardloop daai stok weer selfe stok. Klim toe op die boot, ry in en gelukkig die visse in die aand swem aan uit die snotterbel uit. Hulle gaan nie in die snotterbel in nie. En hy het so half vis het teruggekom in die sloep en amper naby waar Jan lig sit het. En ons kon sien die water is baie skoon by die Rodekoppie, so jy kan lekker diep sien met die lig onder in die water in. En ons kon sien is 'n mooi vis, maar gedog okay, seker maar weer vis. En Eddie het hom toe geskep en toe was nog nie regtig okay, seker maar 14, 15, miskien 'n upgrade. En toe ons hom in die boot intel toe weet ons okay is ietsie groter as net 'n 15. Jy hom probeer intel, kom agter, oeps. So ja, toe ons die stok weer gedrop, weer teruggekom, die vis in die retainerslien gesit, alles reg gekry en toe oom Eddie hom try optel om hom in die kruidel te kry. Dus ja, is die swaarste vis wat hy nog gedra het. Ja. En hulle dis 'n nice ding is remote weighings. So jy weeg enige tyd wanneer jy vis gevang het. Jy neem 'n video van die folding, 'n wide angle, seker te maak die retainerslien word gezero, sit die vis in, weeg die vis en dan kan jy nader kom om vir hulle te wys wat is die gewig. En ja, dit was amazing om die ding neer te sit en ek het 'n Korda digital skaal, so hy vat 'n rukkie om die ding uit te gooi. En om 2-0 te gesien het, was net amazing. Dis ongelooflik, hè? Ja, nee. Dis lekker gevoel. Speechless. Nou kan jy dink, ek weet nie of jy gesien het toe ons met Neil gepraat het oor sy 33 kilo vis nie. O nee. Jy nie daai Skus tog, jy het nie daai gesien nie. Nee. Kan jy dink daai gevoel as daar staan 3-3 op daai digital skaal? Crazy. Ek kan nie dink. As jy 20 voor jou sien, ons het nog nooit nie, is die eerste keer en dis regtig massive vis. Om 'n 30 aan te sien, kan ek dink hoe groot dit is. Ja, dit is ongelooflik. Nou, die 3 groot visse, in terme van die aas, die riet, die plek en die voer, was dit dieselfde of was dit verskil? Alles dieselfde. Presies dieselfde. Presies dieselfde op die regterkant se stok. By die snotterbelle, mal by die pink pop-up, rond die riet. Selfde plek. Selfde plek, alles dieselfde. Okay. So wat ek leer daar's die vis. Ja. Daar's die vis. Daai was die 20. Ja. Yes, wat sê dit lyk vir my soos 'n 20 kg smile op daai. Ja, nee. Ja, beslis. Het jy nou weer bietjie water gekry dan? Ja nee, definitief. Ari het toe gekom en Ari en Jean en hulle het kom foto's neem en toe sê ek vir hom okay, maar ek vang nou vir hom as 'n ambassador, so hy kan my dan maar nat gooi. Ja. En toe het hy vir my 'n ekstra groot bucket gekry en maar dit Ek het ook so 'n bietjie ys bygesit daarin. Nee, maar dit voel soos yswater. Yes, maar baie geluk. Daai is 'n mooi vis. Daai is 'n mooi vis. Ja, nee. Dis drie groot visse en die consistency van die patroon is wat vir my die leerpunt is. Ja. En Armand het ook met ons nou gepraat toe hy nou SA kampioen was en die proewe gewen het. Consistently het die patroon was dieselfde. Ja. Hy sê hy het nie die vis gevang as hy dit nie op die ledge gekry het nie. Ja. So daai ledge wat deurgeloop het en of dit nou 20 meter of 30 of 50 was, hy moes daai ledge gesoek het en dis dieselfde presies dieselfde wat jy gedoen het. Ja. Jy het daai spesifieke diepte, dit moes hard gewees het, dit moes so daar's beslis 'n paar variables wat jy moet reg doen om consistently die regte vis of groot vis te vang. Ja. Is ek reg as ek dit aflei daarvan? Dis maar waar ek glo en dit kan enige vis optel, 14, 15 kilo vis. Op my lak was dit maar net dat dit 218's was en dit maar ook daai groot visse het relate tot daai plek. Ja. Meer as op 'n ander plek. Ja. So en jy moes op die regte plek gewees het. Ja. Toe ek in Skalk nou by Kliptere was, het hy ook 'n belangrike ding gesê. Hy het ook gesê hy sit eerder die verkeerde aas op die regte plek as die regte aas op die verkeerde plek. Ja. Net is Want al is dit nie die perfekte aas nie.
as jy dit daar neersit waar die vis is, dan sal die kans dat dis dit die groot ding. optel. As jy vis kan kry hulle sal baie heel waarskynlik enigiets byt. Ja. So as jy die vis kan kry en die area kan kry en alles present, dan het jy die beste kans om 'n vis te vang. Toe ons met Neil gesels het oor sy 33 kg vis, het hy ook gesê die belangrikste ding vir hom wat hy identifiseer altyd is die patrolling routes. En hy sê daai patrolling routes is altyd op 'n spesifieke diepte. Ja. En dis nou wat julle ook Ja. ervaar het. Okay. Maar Wikus, well done. Ek dink julle het verdien om te wen. Baie. 3 van daai groot visse, 56 kg, ongelooflike prestasie. So dis great. Baie dankie dat jy vir ons kom kuier het vanaand. Ja, Ons wil jou ook so 'n klein bietjie bederf met so ietsie. Dis nou nie 'n 20 kg karp wat jy op is nie, maar dis 'n baie unieke vis. Daar's nie baie van hulle nie. Dis die bank angler vis. Nou, vir die kykers, hou dop die bank angler wat nou uitkom is 'n digitale weergawe. Hulle gaan hierdie ou se gesig daarop sien. Wel dan, baie geluk dat jy op die voorblad is. Dis nie Baie sommer dankie. enige iemand wat daar is nie. En dankie dat jy kom kuier het en hierso is vir jou ietsie wat jy hopelik met trots kan dra. Baie dankie. Ek waardeer dit. Okay. Dankie en weer eens baie geluk. En baie dankie en baie geluk dat jy die openhartigheid het om met die kykers te deel. Ek sê altyd 'n tophengelaar is nie bang om te deel nie, want as jy begin terughou, het jy net daai 2 triks wat jy elke keer mee goed doen en dit sal jy aan vashou. Maar as jy dit weggegee het, dan moet jy nou weer iets nuuts gaan doen. Ja. En dis hoe jy groei en dis hoe jy beter word. So, nee, jy het beslis die potensiaal om 'n uitstaande hengelaar te word. Baie dankie. Maar nou ja, R50.000, my oë, klaar uitstaande hengelaar.